Hey, gee my geleentheid om vir daardie kamera te kyk en te sê baie welkom vir elkeen wat aanlyn ingeskakel het. Goeiemôre van ons kant af en kerkfamilie, kan ons vir almal wat aanlyn kyk net verwelkom met 'n groot cheer. Ons is bly julle is hier. So, ek en my man Edouan is nou so 'n jaar en 'n half getroud en ons het die laaste paar maande regtig die Here begin vertrou vir 'n groter blyplek. So ons eerste plek sal vir ewig deel van ons storie en van ons harte bly. Dit was 'n klein tuinwoonstel en ons het eintlik baie hartseer gevoel toe ons nou daar moes uittrek. Maar in hierdie seisoen van vertroue het ons 'n paar dinge op ons lysie gehad wat vir ons belangrik was, wat ons gevoel het moet in die nuwe plek wees. Een van dit was onder andere 'n ekstra slaapkamer en 'n garage sodat Edouan sy gym goed by die huis kan opstel en ons het 'n klomp gitare en klaviere en ons het hierdie droom vir 'n musiekkamer en ons wil graag 'n tuin hê en die Here was getrou en hy het hierdie ongelooflike plek vir ons voorsien presies in die area waar ons wou wees. En ons was so dankbaar in hierdie seisoen om te sien maar die Here was werklik getrou. En selfs meer as dit, die proses van die trek, ons het baie kort kennis gegee vir ons verhuurders dat ons moes uittrek en hulle was so goedgunstig, daar was geen implikasies omdat ons net 2 weke kennis gegee het nie, hulle harte was net oop daarvoor en ons kon regtig net die Here se hand in hierdie nuwe seisoen sien. En soos ons blink oog instap in hierdie nuwe huis, is ons nou opgewonde, die mure was geel en ons wil dit uitsorteer, so ons eerste projek was toe nou, ons gaan die hele plek uitverf. Daai is nou vir jou 'n huwelikstoets, halleluja. Maar in 'n geval, nietemin, ons besluit toe nou, ons gaan die plek verf en soos ons begin voorberei vir dit, het ons klein krakies hier en daar in die verf gesien en ons wou net seker maak ons doen dit nou reg, ons gaan nie geld mors nie en soos ons die verf begin afkrap, kom dan net al hoe meer af en toe ons weer kyk, sien mense hierso sommer die sement van die muur, dit krap al die pad af tot daar, die kombuis was muurpapier gewees en die vorige mense het net sommer bo oor dit geverf, so toe ons daai begin afkrap, kom alles af en hier staan ons heeltemal moedeloos in hierdie huis sonder verf en ons kan ook nie begin verf nie en in al hierdie chaos besef ons maar Edouan se beursie is weg. En ons het nou net getrek en hier's bokse en ons weet waar dit is nie en dis 'n stresfaktor in die middel van daai en ons het 'n baie sentimentele lig wat op ons troue was, wat ons van uitgeskryf het en met die hele trekproses was ons nogal heilig oor wie mag nou aan hierdie lig vat, want hy kan nie breek nie, dit is soos baie spesiaal en ek was die strengste van almal en Marlies het die lig gebreek, halleluja, maar nou in al hierdie chaos was ons so moedeloos en gefrustreerd, want hierdie moes nou 'n lekker seisoen gewees het. Ons wou net ons nuwe huis geniet het. En ons vind onsself in hierdie plek waar ons by die Here se voete is en ons is gefrustreerd en ons vra. Hoekom het dit nou so gebeur? Hoekom is dit so onseker? Hoekom is hier so baie chaos? Hoekom ons, Here? Edouan het hy sê dit in 'n grappige manier altyd, maar hy sê, die Bybel sê ons skatte is in die hemel, maar kan ons nie so 1 of 2 net nou kry nie? Soos net 1 of 2, net nou beleef. En in hierdie seisoen besef ons maar, ons het iets verkeerd rondom ons perspektief van die Here. Ons het begin twyfel in die goedheid van God, omdat ons teleurgesteld was in ons omstandighede. Skielik het ons 'n God wat konstant is begin betwyfel, maar ons was die veranderlikes. Ons was in beheer van hoe ons hierdie chaos hanteer. Hy het goed gebly ten spyte van alles wat rondom ons gebeur het en daar's 'n storie in die Bybel oor iemand wat ek dink ook verseker gewonder het, hoekom hierdie met hulle gebeur, hoekom dit hulle storie is. Maar haar storie het my kom inspireer in hierdie seisoen en ek wil dit graag vandag met jou deel. Ons gaan saam lees uit 1 Samuel 1, as jy jou Bybel hier het of as jy op jou app wil saam lees, die storie van Hanna.
1 Samuel 1. Ons lees van die begin af. Daar was 'n man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jerugam, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander sin Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinias, was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie? Waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my elende wou let en aan my, U dienares, wou dink en my nie vergeet nie, en aan my U seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nigter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep teneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees soos U sê. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesmeek. Kom ons bid saam. Dankie Here vir U woord, vir die stories daarin en hoe U dit gebruik om waarhede in ons harte te kom vestig. Here, dis my gebed dat U elke hart en elke oor sal oopmaak vir dit wat U vanoggend vir elkeen van ons individueel wil sê. Mag ons ontvang wat U vir elkeen van ons het en Here, ons eer U net vir die goeie God wat U is, wat verhouding met elkeen van ons het en die doel vir elkeen van ons het om in geloof en verhouding met U te groei. Ons vertrou U daarvoor en ons kom eer U net daarvoor vandag. In Jesus naam. Amen. Amen. So hierdie teks, om vir jou 'n bietjie konteks te gee, dit vertel ons nou die storie eerstens van Elkana en sy familie. En ons lees baie spesifiek, hy het 2 vrouens gehad en in vandag se kultuur is dit nou vreemd. Dis nie iets waaraan ons gewoond is nie, maar vir Elkana in sy kultuur was dit algemeen
om meer as een vrou te hê. Veral wanneer die eerste vrou onvrugbaar was. Want in hierdie tyd was die voortsetting van die familielyn, die bloedlyn was 'n baie hoog gewaardeerde kulturele aspek in Israel. Dit was belangrik dat die volgende generasie kon voortgaan. En daarom het Elkana met Hanna en Penina getrou. Ons lees hier van Hanna en ons lees van hoe diep hartseer sy was. En ek kan dink dat sy heel moontlik in hierdie situasie alreeds gestoei het binne in haar oor die feit dat sy nie kinders kon baar nie. Dit was reeds swaar. En nou kom hierdie Penina, ek hou nie so baie van haar nie, maar nou in hierdie moeilike seisoen, terwyl sy weet hoe waardevol dit is om 'n ma te wees, voel sy dit is nou haar plek om vir Hanna te kom vertel en te kom spot oor die feit dat sy nie kan kinders baar nie. So dis nog bo op Hanna se bord. En buiten dit, in hierdie tyd, as jy nie kon kinders baar nie, die norm, dit wat mense die aanname wat mense gemaak het, was dat jy gesondig het of ongehoorsaam was aan die Here. Dat hierdie onvrugbaarheid 'n straf was as gevolg daarvan. Dis wat die mense geglo het van Hanna. So sy sit in hierdie situasie waar mense dit van haar dink, Penina happy van die kant af. En binne in haar hart het sy hierdie diep seer en begeerte om 'n kind te kan hê. As ons nou wil vra wie hierdie veroorsaak het, dit was nie Hanna se sonde nie, maar ons lees iets interessant hier in die woord wat sê, die Here het haar kinderloos laat bly. Toe ek dit die eerste keer raak lees, het dit my weggeslaan, want was dit dan die Here se wil dat Hanna hierdie pyn moes beleef? Is dit wat hy wou gehad het? Mens sukkel om dit verstaan en dit was ook nie vir 'n kort rukkie nie. Die woord sê, jaar na jaar. Vir jare het Hanna hierdie pyn beleef. Ek kan net dink, sy moes vra, hoekom? Hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom is hierdie my realiteit? Klink dit vir jou bekend vanoggend? Het jy al in jou hart dieselfde beleef, wat ook al dit is in jou konteks? Hoekom gebeur hierdie met my? Hierdie gedagte kom raak aan 'n belangrike waarheid rondom God se karakter en dit bring my by die eerste gedagte wat vir my uitstaan rondom Hanna se storie. En dit is, omstandighede het nie die autoriteit om God te definieer nie. Omstandighede het nie die autoriteit om God te definieer nie. God is soewerein oor alle dinge, insluitend lyding. Hy gebruik dit vir sy eer en die uiteindelike welsyn van sy volk, ons. Hanna, ons wie die Here liefhet, ons lyding is nie 'n straf vir sonde nie. Dit is deel van die gebrokenheid in die wêreld wat deur sonde veroorsaak word. En God gebruik dit om ons, sy mense, op te rig, om ons volwasse te maak in geloof. As ons glo in 'n God wat goed is, dan kan ons glo dat hy besig is om iets goed te doen in my en deur my in hierdie huidige omstandighede. Hy is altyd konstant. Wanneer ons omstandighede moeilik raak of ons nie pas nie, kan ons vinnig begin wonder of hy regtig goed is en ons doen die tipiese ding en ons vra hoekom, ons wil verstaan, ons dink hy het van ons vergeet. Ons dink hy maak opsetlik seer. Wanneer ons so begin dink, is ons besig om God te definieer in ons beeld. Ons definieer hom in ons omstandighede. Wanneer al hoe ons hom behoort te definieer is deur sy woord. Deur dit wat die skrif oor hom sê.
En om net een voorbeeld te noem, Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Dis wat die skrif hom as definieer. God is die konstante en ons as mens is die veranderlikes. Ons kan nie toelaat dat ons omstandighede definieer wie hy is nie. Ek sê weer, as ons glo in 'n God wat werklik goed is, dan kan ons ook glo dat hy besig is om iets goed vir ons en deur ons te doen in ons huidige omstandighede. Hanna het jaar na jaar saamgegaan, opgedaag na die plek van aanbidding toe. Haar hart was seer, sy was teleurgesteld, maar sy het vertrou in die konstantheid van haar God en hom nie gedefinieer deur haar omstandighede nie. Haar gebed wat ons lees in hierdie teks bewys dit, want ons lees, sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy was baie ontsteld. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige. Dis hoe sy haar gebed begin, nie hoekom ek, hoekom Here, sy het nie kom klaar dadelik in die deur geval met dit nie. Voordat sy haar hart uitstort aan die Here, het sy haar Skepper geplaas in perspektief van wie hy is. Nie God wat my vergeet het nie, Here Almagtige. En daarna het sy haar hart met hom gedeel. Hanna se fokus was nie op haarself en dit wat sy net beleef het nie. In haar hartseer het sy God gesien vir wie hy is. Sy het antwoorde en vertroosting by sy voete kom soek, eerder as om te glo dat hy van haar vergeet het. Die skrif sê, sy het lank gepraat, so lank dat Eli gedink het sy is dronk. Sy het haar tyd gevat en by die Here se voete alles na hom toe gevat. Hoeveel keer as ons hartseer of teneergedruk voel, is die reaksie om eerder nie met hom te praat nie, want ons dink dit maak gebeur. In plaas van om hom te plaas in perspektief van wie hy in ons lewens is, Here Almagtige, en om daarna alles aan hom bekend te maak, alles by sy voete neer te lê. Hanna het gebid tot sy beter voel. Sy het opgestaan en sy het verder gegaan. As ons die geloof het om hom te vra vir dinge, om hom te vra vir genesing, wat ook al mens in gebed na hom te bring. As ons die geloof het dat ons vir God kan vra, dan kan ons ook glo dat hy 'n groter plan het. As ons glo dat wonderwerke gebeur, dan kan ons glo wanneer dit nie sin maak nie. Jaar na jaar het sy vertrou. En dit bring my by my tweede gedagte. As ons vertrou, is dit nie nodig om te verstaan nie. As ek myself in Hanna se skoene moes plaas, jaar na jaar het hulle gegaan om te aanbid. En hierdie plek van aanbidding het haar herinner aan dit wat die Here van haar weerhou het. Maar jaar na jaar het sy gegaan. Jaar na jaar moes sy heel moontlik vaskyk aan ander swanger mammas wat ook daar was. Gesonde kinders wat rondhardloop. Maar jaar na jaar het Hanna gegaan. En dan sy nog vir Penina wat haar elke keer gespot het. Elke keer haar weer eens kom herinner het aan dit wat sy nie kan hê nie. Hoe beweeg mens in spasies waar almal het wat jy soek? Hoe doen mens dit? Hoe raak mens nie gefrustreerd oor iets wat jy baie hard voorgewerk het en dit val net in iemand anders se skoot nie? Wanneer jy jou alles gee en iemand anders kry 'n groter deurbraak vir helfte die moeite. Hoe doen mens dit? Wanneer jy iets nou wil hê of voel jy dit regtig nou nodig, maar dit kom eers oor 10 jaar of
dalk nooit nie. Dit laat dink my aan die storie van Lazarus. Die woord beskryf Lazarus en sy sissies as vriende van Jesus. Dit sê so spesifiek, hy was lief vir hulle. Hy het vir hulle omgegee. En hier kom die boodskapper na Jesus toe en hy sê vir hom, Lazarus is siek. Dinge lyk nie goed nie. En Jesus, die woord sê, omdat hy hulle lief het, het hy besluit om nog 3 dae te wag. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak nie vir my sin nie. Omdat hy hulle lief het, het hy besluit om 3 dae te wag. Mens kan probeer om dit te verstaan, maar iets wat Jesus in daardie oomblik geweet het, wat niemand anders kon nie, was, dat om 3 dae te wag, sou bydra tot die heerlikheid van Christus. Om 3 dae te wag was deel van 'n groter plan, wat niemand in elk geval sou verstaan nie. Kan jy jou indink, as Jesus na jou toe kom, jy's Maria, jy sê vir hom, Lazarus is siek, en Jesus is soos, okay, hoor my uit. Hy gaan doodgaan, ek gaan 3 dae wag Gasprus, dat hy kan doodgaan, en dan gaan ek hom lewendig maak. Iemand hier wat daai sou vat en sê, okay, nee, ons menslikheid verstaan nie dit nie. Daar was 'n groter plan wat bygedra het tot die heerlikheid van God. Daar het 'n groter wonderwerk daar gebeur. Dit was nie nodig om te verstaan nie, dit was nodig om te vertrou. En wanneer ons vertrou, het ons nie nodig om te verstaan nie. Hanna moes jare wag. Maar wat as God in hierdie seisoen besig was om iets aan mekaar te weef in haar hart en haar geloof, voordat hy dit kon doen in haar moederskoot? Wat as hy besig was met iets groter? Sien, Hanna se geloof in hierdie seisoen het geboorte gegee aan 'n belofte, wat veroorsaak het, dat Samuel vir die res van sy lewe presies was waar hy nodig gehad het om te wees, sodat die Here se groter plan en wil kon geskied. In hierdie seisoen was daar iets groter wat in haar hart gegroei het. Daar's geen manier hoe Hanna in hierdie seisoen kon weet nie. Geen manier hoe sy, terwyl sy al hierdie gevoelens gehad het en gewonder het hoe kom dit met haar gebeur, sy kon nie weet dat Samuel se storie gaan wees wat dit was nie. Sy moes vertrou het. En dit is so mooi om te sien dat sy het. Die Here was vir haar genoeg. Die teks bevestig dit weer eens net wanneer ons lees. Dit sê so spesifiek, nadat Hanna gebid het, was sy nie meer hartseer nie. Wat ons moet verstaan is, toe Hanna by die tempel uitstap, kon sy nog steeds die kinders kry nie. Sy het nie die deurbraak ontvang nie. Maar sy was nie meer hartseer nie. Want sy het by haar Skepper se voete gaan sit. En sy het al haar laste eerlik by hom afgelaai, solank soos wat dit nodig was. Het sy by hom gaan sit, haar hart gedeel. En toe sy by die tempel uitstap, was sy nie meer hartseer nie. Sy was nie meer hartseer nie. Hy was al wat saak gemaak het vir haar. Filippense 4 vers 6 tot 7 lees ons 'n belangrike waarheid en ek dink Hanna het dit so goed toegepas in haar lewe. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As ons die vrede wil hê wat alle verstand te bowe gaan, het ons nodig om die wil om te verstaan oor te gee. Die wil om te verstaan moet ons oorgee. 'n derde gedagte wat
vir my uitstaan in Hannah se storie. Die deurbraak behoort aan hom. 1 Samuel 1 vers 11. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en my U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Hannah vertrou vir 'n kind jaar na jaar. En hier in haar gebed is sy bereid om die een ding wat sy so graag wil hê, net so vir die Here terug te gee. Sy het nie vasgehou nie, sy het gesê, Here, as U aan my 'n seun gee, sal ek hom vir die res van sy lewe aan U gee. Hoe werk dit? Hannah het dan nou so lank vir hierdie kind gewag, sy was so lief vir hom, maar sy het onthou dat sy 'n belofte aan die Here gemaak het. Sy het beloof dat sy hom sy lewe lank aan God sou teruggee. As ons die storie verder lees, toe Samuel oud genoeg was, het Hannah hom teruggeneem na die tempel toe. Die einste tempel waar sy daai belofte gemaak het. Sy het na Eli toe gestap en vir hom gesê, onthou jy my? En sy het vir Samuel daar gelos, sodat hy in die tempel van die Here kon dien, kon leer by Eli, en sodat die Here hom kon gebruik in sy koninkryk. Sy het hom 1 keer die jaar nog steeds gesien, vir hom gaan kuier, maar sy het haar belofte aan die Here nagekom. As ons lees van Samuel, hy het soveel mense gehelp om God te leer ken. Sy lewe getuig van die groter plan wat Hannah nie kon verstaan toe sy nog vertrou het nie. Sy lewe is die getuienis van 'n groter plan. Dit het alles begin by 'n gebroke vrou wat in gebed en smeking by haar Skepper se voete gaan sit het. 'n Vrou wat bereid was om dit waarvoor sy vertrou vir die Here te gee. Ek wil jou vra vanoggend, is jy bereid om dit waarvoor jy vertrou vir hom te gee? Is jy bereid om dit waarvoor jy vertrou vir hom te gee? Ek wil afsluit met 'n illustrasie en ek gaan Edouard nooi om gou vorentoe te kom. So hierdie mes is skerp. Ek beloof, ek het op die harde manier dit al agtergekom. Het was nie nodig vir 'n ambulansie, 'n pleister het die job gedoen. Maar kom ons sê hierdie mes is skerp, ek moet versigtig daarmee werk. Die Here het dit aan my toe vertrou. Hy het dit in my hande geplaas. As ek hierdie lem styf vashou, styf genoeg selfs nou in hierdie toestand, gaan dit seermaak. As Edouard nou hierdie lem uit my hand uitgryp, halleluja, teen wat ook al spoed hy dit doen, dit gaan seermaak. Daar gaan bloed wees. Chaos. As ek my hand oopmaak, die lem is nog steeds hier. Is nog steeds veilig. As Edouard hom nou uithaal en besluit om vir my 'n baie nice nuwe Victorinox ene te koop, dan is my hand oop om te ontvang. Terwyl dit wat in my hande is hier is daar ruimte vir dit om te beweeg. My hand is veilig, die lem is veilig. As ek dink aan Hannah se storie, as hierdie begeerte om 'n kind te hê, haar broodmes was, het sy dit in 'n oop hand geplaas. Sy was bereid om alles waarvoor sy vertrou in die Here se hande te plaas, vir hom oor te gee, vir hom beskikbaar te stel, om te sê, Here, kom doen wat U wil doen. Sy het nie vasgehou nie.
nie hier nie. Waar sy wel vasgehou het, was aan die realiteit van haar Skepper, die konstantheid van haar God. Sy was styf vasgeklou aan die belofte van 'n goeie God wat goed is en goeie goed doen in en deur ons in ons huidige omstandighede. Styf vasgeklou aan Jesus met 'n oop hand vir wat ook al hy wou doen, vir wat ook al hy wou wegneem of terugsit. Haar hand was oop. Dankie dan. Oh. Haar hand was oop sodat Samuel die impak kon maak waarvoor die Here hom geroep het. Wanneer ek jou vra vanoggend of jy bereid is om dit wat jy die Here voor vertrou vir hom te gee, dan wil ek hê jy moet dink aan hierdie illustrasie. Is jy bereid om dit waarvoor jy vertrou vir hom te gee? Om styf vas te hou aan wie hy is en om jou hand oop te hou met alles wat hy aan jou toevertrou. Om met 'n oop hand vir hom te vra om te doen wat hy moet doen. Om vas te hou aan wie hy is. Om alles wat in jou hande is toe te wy aan hom, om hom toe te laat om die skuwe te maak wat hy partykeer moet. Om te vertrou dat wanneer dinge nog nie is soos dit moet wees nie, dat hy in my en deur my in hierdie huidige omstandighede besig is om iets te doen. Wat gebeur in hierdie beeld as ek vashou aan hom en my hande is oop is, ek definieer nie God of enigiets wat met my gebeur in hierdie prentjie nie. Alles is in perspektief, want ek hou vas aan hom. Hy is my bron. Niks wat ooit in my hande is, sal die vreugde en die vrede in my lewe kan bring, wat wel in my hande is wanneer ek aan hom vashou nie. Hy is die bron. Hy is al wat saak maak. Is dit nodig om met oop hande te lewe? Om die wil vir verstaan oor te gee aan hom, om in elke omstandigheid te vertrou dat hy besig is met 'n groter plan. Hy is al wat saak maak. Kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons kan weet, U is so konstant. U is presies wie die woord sê U is. 'n God van goedheid, 'n God van guns, soewerein, koning van alles, koning van elke seisoen, in beheer, die prins van vrede, ons verlosser en saligmaker. Dit is wie U is. Here, dit is my gebed vanoggend dat ons opnuut sal klou aan wie U is, en U woord sal uitkom sodat ons kan weet wie U is. Dat ons hande sal oop wees. Oop vir U om te beweeg. Oop vir U om daar te plaas wat ook al pas in U groter plan, Here, want op die einde van die dag is U al wat saak maak. Ons is so afhanklik van U. Ons kom eer U net vir hoe U ons liefhet. Dat U bereid was om alles oor te gee vir ons. En daarom kan ons met 'n rustigheid en 'n vertroue in U alles waarvoor ons vertrou in U hande plaas, want daar is dit veilig. Daar is dit deel van 'n groter plan. Dankie Here net vir stories soos hierdie wat ons kom leer dat ons kan vertrou, dat ons nie hoef te verstaan nie. Stap saam met ons Heilige Gees, kom leer ons hoe om oor te gee. Maak ons oë oop om te sien dat daar 'n groter plan is. Dat daar soveel meer is. Ons is veilig in U hande. Veilig wanneer ons aan U vasklou.
Dankie Jesus daarvoor. Terwyl elke oog gesluit is, wil ek vir 'n oomblik gou 'n uitnodiging maak. As jy vandag dalk vir die heel eerste keer, of dalk van vooraf, jou hart vir die Here wil gee, die keuse wil maak om aan hom vas te hou bo enigiets anders, wil ek 'n uitnodiging maak en jou die geleentheid gee om vinnig jou hand op te steek, sodat ons saam met jou kan bid in hierdie oomblik. Kan vinnig opsteek en weer laat sak. Dankie, dankie. So nog enigiemand is, dankie. Kerkfamilie, ek wil jou nooi om met opwinding hierdie gebed saam met elkeen te bid wat hulle hand opgesteek het in hierdie oomblik. Want as jy Jesus al reeds gekies het in hierdie oomblik, weet jy dat hierdie 'n lewensveranderende oomblik is. Dis nie net nog 'n gebed nie. In hierdie oomblik maak ons die harte, ons harte se deure oop, sodat die koning van alle konings kan instap en kan kom beweeg. So kom ons almal bid saam. Here, ek kom vandag en ek gee my lewe vir U. Ek bely dat U my verlosser en saligmaker is. Dankie dat ek kan weet dat as gevolg van die kruis en die opstanding ek nou die ewige lewe kan hê. Dankie dat ek kan weet dat ek nooit weer dieselfde sal wees nie. In Jesus naam. Amen. Amen. Kerk, vir elkeen wat hierdie keuse gemaak het vandag, kom ons gee net vir hulle 'n groot cheer. Ons celebrate saam met die hemele in hierdie oomblik. As dit jy was vandag, is ek kinderlik opgewonde saam met jou. Ons vier fees saam met die hemele oor die feit dat jou lewe vandag vir ewig verander het. Ek wil jou uitnooi as dit jy was, om die skakel op ons webblad te gaan invul. Ek kies Jesus. Jy het nodig om te weet dat in hierdie nuwe seisoen, hierdie nuwe pad wat jy begin stap, jy nie alleen is nie. Jy het 'n hele kerkfamilie wat jou aancheer en ons wil graag vir jou op jou naam kan bid en enige vrae antwoord wat jy dalk het, saam met jou stap die pad vorentoe. Dit is 'n voorreg om dit saam met jou te kan doen en ons nooi jou uit om daardie keuse te maak. Kerk, ek groet nou ons aanlyn diens. Dankie dat jy saam ingeskakel het. Mag jy 'n geseënde week hê verder.